Goeienaand, hier op die Sondag aand. Yes, julle moet maar geduldig wees. Ek sukkel my gat af met hierdie connection hoor. Regtig. En ja, ek gaan nou nie 'n conspiracy teorie aan die gang loop nie, maar dit voel vir my mos of die dinge aan die gang is. Dinge wat mos liewer by die huis moes gebly het. In elk geval, ek wil vir julle net so sê. Daar's 'n klomp ouens wat hoogte bliksemin is oor gisteraand se video. Maar ek worry nie. Dit pla my niks. Dan het iemand vir my vandag 'n link gestuur na 'n video toe van 'n ou Louis van Staden of so iets. In elk geval. Waar hy praat oor die gesprek wat ek en Albert gehad het. Albert Murphy. Toe noem hy dat ek het hom geblok op my kanaal. Nou ek kon dit nou nie regtig onthou nie. Maar toe gaan kyk ek nou en toe sien ek nie hy is op die no-fly list. In elk geval het ek hom nou daar afgehaal. Want ek dink dit het op 'n tyd gebeur toe ons nogal redelik baie 'n teks gehad het. Julle moet verskoon, ek het nou vandag die video van gisteraand afgelaai en hom gekompakteer. Jy weet ek al net die stilte tye uit. En ek meen, dit sny daai video se lengte met 30 minute man. Want as ek goed lees hier en so, dan bly ek ons nou stil. In elk geval, so hy is besig om op te laai, maar heerlikheid, ek het hom begin oplaai vir net voor 4 uur vanmiddag. En hy is nog nie eers klaar nie. So, dit sit nou nog stres op die stelsel. En ek sien kort dan gaan ek weg en dan draai en ek kyk na die video, yes, die kwaliteit is kak hoor, ek is jammer bana. Ek het dit nie, nou moet julle verstaan. Ek is ook nie op 'n plek waar ek kan fiberlyn kry of so nie. Kans dat hier by my 'n fiberlyn sal uitkom. Dit sal seker miskien in die jaar en something wees. Maar gebruik ons nie eens meer die internet nie, dan dink ons net aan mekaar en dan praat ons. Nou, ons het ander crew vanaand. Die kaptein, ek dink nie julle ken haar nie, want ek wil maar net wag dat sy nou haar, daar is hy. Julle moet nou versigtig wees, sy speel nie hoor, en sy weet, ons gaan vanaand wild en hoog vlieg, en party plekke baie laag duik, sulke dinge, maar sy is heeltemal capable, over capable, ek stel voor niemand soek vir kak nie, en dan die crew, julle het hulle al gesien, so keer, maar as jy na hulle strippies kyk, moet jy net weet, hierdie girls is highly qualified, hoor. So ek sou voorstel, jy moet nou nie ouens, maar nou nie vanaand, koelheid drinkers, maar versigtig wees oor, jy moet nie hierdie girls vlak kyk nie, in elk geval, dat ek aangaan, naand vir al die mense wat op die vlug is, en dankie vir die goeie wense, en die groete, en so, hier by my is dit 23 grade, niks wind nie, 90% die humiditeit. Ja, in elk geval. So, ek sê net vir julle, informasie en goed wat ek gekry, hierdie wêreld, wat ons leefwêreld noem, boere, hier is fucking magte en kragte aan die werk, waarvan ons nie eers regtig bewus is nie. Julle moet verstaan, as ek so stil bly en stop, dan is dit omdat ek sien, daar is ek weg. Dan bly ek liewer soos net stil. In elk geval, maar anders mis jy, nou, ek weet nie hoe om het te stel nie, maar ek het dit al male sonder tel op die kanaal gesê, die grootste geveg wat tans aan die gang is in die geestelike wêreld. Dit is 'n fight van good versus like hell, en dit reflekteer op sekere plekke op die aarde. Nou, as jy kyk hier by ons, wat hier by ons fucking aan die gang is, dan moet jy verstaan, evil is, uit die oorhand, hy fucking maak wat hy wil, hoor. Evil het die oorhand hierso. As jy kyk in Amerika self, moenie jouself bluf nie, hoor. Evil hardloop hoog voor met 'n sekelstert, ou maat.
Die good, maar hulle het die voordeel. Hulle good kant is nogal groot. Hier by ons is die good kant fucking klein. Maar soos ek al menige maal gesê het, by God tel nommers nog nooit nie. So moenie bevrees wees nie. En as ek sê moenie bevrees wees nie, dan bedoel ek dit baie ernstig. Want jy moet nooit vergeet nie, vrees is die grootste wapen wat Satan het. Want saam met vrees kom angs en twyfel. En al drie daai fucking goed affekteer jou geestelik verskillend. So as daai drieling op jou is, het jy groot kak. So, en dan sit ons en kyk wat gaan aan in Europa. In die Europese opset, die goed in charge, is Satan se nou hoor. Almal. Die ou van Hongarye, Republiek, ek nou sy naam vergeet, hulle het hom probeer doodskiet so ruk terug. Hulle is nie in die Satan se team nie, maar hulle is so omsingel deur 'n oormag, dat hulle veg fucking dapper voor. Maar hulle het een voordeel, net oor kan die draad van hulle af, is sekerlik vandag die sterkste mag wat vir God veg, die Russe. En nou is hier weer ouens wat hulle self heeltemal wil bekat daaroor en so. Ek voel 'n veer vir jou oor. Ek kyk net na die feite. En dan sit ons in Iran met, dinge is nie goed en lekker daar nie. Ek het net voor die show begin het baie goeie informasie gekry van daar. Dit gaan woes in Iran hoor. Dit gaan woes in Iran. Daai mullahs veg vir hulle lewe. Die mullahs veg vir hulle lewe. En julle moet, baie mense verstaan dit nie mooi nie. Maar die IRGC is daai Iranian Revolutionary Guard. Daai krag is eintlik maar die mullahs se army. Iran het ook sy nasionale weermag. So daar's twee weermagte in daai land hoor. En albei is donders goed bewapen en befonds. So, maar op hierdie stadium dreig die IRGC die bevolking like hell. Nou soos ek vir 'n vriend van my net voor die show gesê het, die oomblik as van die polisie en van die weermag brigades agter die bevolking in swai. Sy mullahs gaan. So, dink aan daai mense daar hoor. Daar's fucking goeie mense wat daar bly hoor. Regtig. Dink aan hulle. Net sien. Okay, vanaand nie asof julle verduidelik wat julle eet en drink en so. Dit was 'n versoek gewees uit die passengers uit. Blykbaar absinthe cocktails of something. Sy sou julle vertel wat dit is. Dis mos twee mooi girls daai. Lukskool. In elk geval. Ek wil net vir julle sê, hier by ons in Suid-Afrika, die aanslag wat op die boere losgemaak is, ek gaan oor dit praat. Hugo sê ek moet belê in 'n Starlink. Jy moet maar die geld stoot, dan kan ek kyk. Sien Dolly sê die beeld is maar dof. Maar nou ja. So daar, dis wat jy drink. En dan is daar 'n lekker snacks platter. Wat Nisha ook vir julle sal verduidelik wat is alles op daai platter. Wat is daar op nie. As hy nou net wil wys, daar wys hy. Wow, dis twee mooi girls. Goeie genade. In elk geval. Nou ek gaan vanaand 'n ding raak wat baie mense erg kan ontstel. Ja, dit is glad nie 'n geheim wat my gevoel teenoor die donkerster aanbidders is. Ek wil van hulle niks weet nie. Nie 'n bietjie nie. Ek wil fokol van hulle weet. Net soos wat ek gisteraand vir julle gesê het, as 'n politieke party hierdie peesterverwarring support, zip, wil ek fokol met hulle te doen hê, want dan is hulle vrot in die kor. Hulle is vrot in die kor. Nou sê ek vir jou, enige instansie, enige organisasie, enige fucking kultus, enige whatever jy wil noem, as hy enige connection met daai donker ster het, wil ek fokol met hulle te doen hê. Fokol. Nie 'n bietjie nie, nie 'n halwe woord nie, net mooi, ek sal dit moet herhaal want hy het gesny, net mooi
fokol wil ek van daai donker ster weet. Niks. Dis die Satan dit daai. Nou gaan sit jy en jy luister vir 'n fucking ou wat vir jou die Torah rondswaai. My, staan op, loop weg. Loop weg. Dit kan nou dalk vir jou hartverskeurend wees, want jy het jou hele fucking lewe gegee en jou geloof in daai kultus gedruk. Nou sê ek vir jou, loop weg. Jy hoef nie weg te loop nie. Die Bybel is so duidelik oor dit. Veel gaan geroep word, weinig gaan hoor. So ek gee nie om as jy in daai donker sterbende wil klou nie. Klou aan hulle. Klou aan daai Torah. Klou aan daai goed. Klou aan Moses se wette. Klou aan dit. Jy's in vir 'n fucking surprise, pappa. Dit sê ek vir jou. En hoekom sê ek dit vir jou? Ek het gisterand vir julle hierdie prentjie gewys. Ek gaan hom weer wys. Want dit is waaroor die eerste deel van my gesprek gaan. Jesem, en jy moet goed kyk na daai. Daar is ons redder. Dis God se seun wat daar doodgemaak is. Maar hy het dit gevat, terwille van ons. Maar wat het regtig daar gebeur? Nou jy weet, jy hoor baie kere, slim ouens kry 'n stukkie equipment in die hande. Ag, ons het dit ook gedoen in die ou dae hier in Suid-Afrika toe ons nog 'n goeie land was, met mense wat brains het, wat in charge was. Ons goed in die hande gekry. Hier's die ding, hy werk. En dan reverse engineer hulle die ding, om uit te vind hoe die fok is hy gebou. En dan maak ons daai parte en dan bou ons daai ding. Hy lyk nie baie soos daai ander ene nie, maar in meeste gevalle is hy beter as daai een wat gereverse engineer is. Nou gaan ek vir jou sê, daar's baie praatjies en baie stories en baie video's en baie dokumentasie oor, word gekarring oor wat is in die Bybel verkeerd en waar is hy getwist en waar is hy gemodify en waar is hy gewat. Ek het vir julle gesê, dit was vir my 'n openbaring toe Genesis 1 vers 26 tot 28 aan my oopgegaan het. En ek besef het, maar ek is van daai fucking budgie streep nie. Hulle wil jou laat vertel jy is deel van daai streep en dit is een wat hierdie donker ster aanbidders se groot ding en vertel jou mos jy's 'n deel van daai fucking streep. Genesis 1 vers 26 tot 28 gee vir jou die alternatief. Wat Genesis 1 vers 26 tot 28 vir jou sê, daar was nie net een mens gemaak nie. God het gesê, kom ons maak mense. Ons maak hulle man en vrou. Hy het nie net een kameelperd gemaak, een olifant gemaak, een leeu gemaak, een walvis gemaak nie. In elk geval. Baie mense sukkel om daarmee vrede te maak, want die fok weet, hulle voel net as hulle afgesny is van hy Adam-lyn af, dan, dan is hy nou ankerloos. In elk geval, kom ons vergeet dit. Ons vergeet al dit. Ons kyk hier, daar op daai moment, het Jesus gesê, niks van hierdie goed voor maak saak nie. Niks nie. Absoluut niks van wat daar is. Maar op hierdie oomblik daar, dis waar alles saak maak. Nou wat maak saak daar? Kom ek lees vir julle, want ek het die goed nou maar uitgeskryf, want ek was bang ek vergeet. In kort, Jesus het daardie een moordenaar, die goeie dief, omdat hy sy eie sonde erken het. Hy sê, ons word regverdig gestraf. So in Lukas 23 vers 41. Jesus se onskuld erken het en sy woorde weer. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Met geloof het hy na Jesus uitgereik en hy sê, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Lukas 23 vers 42. En Jesus se antwoord, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Lukas 23 vers 43. Die rede was sy opregte berou plus geloof in Jesus as koning en Messias. Selfs in sy laaste oomblikke. Dit wys God se genade is groot genoeg vir enige iemand wat werklik na hom draai. Maak nie saak hoe laat
of hoe sleg hulle verlede nie. Nou ja, die kern van wat op die kruis gebeur het, veral Lukas 23 vers 39 tot 43, wys presies dit. Alles wat ons nodig voorgeskryf vir redding, tel eintlik niks as Jesus self die een doen wat saak maak. Kyk na die goeie moordenaar, die goeie dief. Hy het geen doop ontvang nie. Daar was nie tyd of water op Golgotha nie. Hy het geen nagmaal geneem nie. Hy het geen goeie werke meer kon doen nie. Geen kerkgang, geen tiendes, geen liefdadigheid, geen sakramente, geen herstel van sy lewe nie. Hy was letterlik vasgespijker, besig om te sterf vir sy misdade, met 'n lewe vol sonde agter hom. Tog sê Jesus vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Waarom? Omdat hy net 2 dinge gehad het. Erkenning van sy eie skuld, aan 'n woorde berou, in sy woorde, ons kry regverdig ons straf. En dan, sy geloof in Jesus as die koning wat onskuldig ly en 'n koninkryk het. Dink aan my in u koninkryk. Dis al. Geen lyste van vereistes nie, geen eers dit en dan dat nie. Jesus se genade was genoeg, sonder enige byvoegings van die mens. Al die dinge wat kerke en mense vandag as verpligtend voorskryf vir redding, doop op die regte manier, lidmaatskap, sakramente, goeie werke, kerkbywoning, selfs 'n sekere soort gebed of belofte. Dit tel niks as jy die kruis regkyk. Want daar, op daardie oomblik, het Jesus vir die man wat niks meer kon doen nie, gesê, jy is gered, vandag nog. As dit waar is vir hom, hoekom maak ons dit so ingewikkeld vir onsself en vir ander? Dit wys die suiwer evangelie. Redding is 'n gawe deur genade, deur geloof, nie deur werke nie. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 kom hier sterk in. Die kruis skree dit uit. Jesus betaal alles. Ons bring niks behalwe ons nood en ons gaan dit herhaal. Jesus betaal alles. Behalwe ons nood en ons vertroue nie. Nou moet die vraag by jou wees. Wag 'n bietjie. Vertrou ek regtig net op hom? Of probeer ek nog ietsie bysit? Ek herhaal. Vertrou ek of probeer ek nog ietsie bysit? En ek is jammer. Steraanbidder en volgelinge. Hulle probeer ietsie bysit. Daai ietsie is glad nie nodig nie. Dit is net eenvoudig so. Sy genade is klaar genoeg. Ons het nie nog iets nodig nie. Hy het alles gegee. So, voor jy nou jouself in 'n knoop kry of something, ek sê weer, enige ding wat enige koppeling met daai donker ster het, bly fucking ver weg. Gooi die afduimpies, skel op my in die kommentare, ek worry nie. Iemand moet dit vir jou sê. As jy mooi kyk na hierdie prentjie, dan moet jy dit maak nie saak of daar aan die Bybel getweak is nie. Dit maak nie saak of daar versies weggelaat is of ingesit is of wat. Niks van daai goed maak saak nie. Maak nie saak of jy nou in die armstreep wil wees of nie. Of jy nou jouself sien as 'n Genesis 1 vers 26 mens, en of jy jouself nou as 'n Genesis 2 mens sien. Niks van daai goed maak saak nie. Niks van dit maak saak nie. En enige iemand wat vir jou reëls en rituele wil uitwys en uitspel, sê vir hom, fuck off en stap weg.
Hou jou oë op die kruis. Dit gaan nou baie crude klink as ek dit sê, maar jy moet dink oor wat ek sê. Dit is hierdie moment waar al die ander van die tafel afgevee is en net gebruik moet word as inligting, nie meer as voorskrifte nie. Hy daar in sy laaste asem het hy vir jou die pad uitgestippel en hy het die pad vir jou gedemonstreer op daai ou wat daar aan sy kant gaan. So eenvoudig is dit. Waarom sê ek male sonder taal vir julle? Fokus op jou vrugte. Dra die vrugte van 'n geesgevulde. Jesus sê dit, jy sal die boom ken aan sy vrugte. Nie aan sy blare of sy stam of sy bas of sy bord, aan sy vrugte. So, jy kan nou so toegewyde disipel wees van daai donker ster soos wat jy wil. Dit tel fokol. Dis actually te vergeefs. Maar julle wil nie vir my hoor nie. Julle bly vir my vertel van Japie van Fokol en julle bly vir my alles verduidelik. Daai man, dieselfde as daai perd van daai ander perd. Selfde is hy. Vat vir jou op 'n dwaal hoor, maar omdat daai pad nou lekker uitgeverf is, en mooi strepe op het en duidelike signs het en niks potholes en so nie. Lyk dit vir jou, jy sê lekker pad, kom ons vat hom. Dis jammer. Jy gaan my die meeste kwel. Is jy wat vir my hier sit en luister? Jy sleep jou kinders op daai fucking pad. Onskuldige kinders. En jy gaan swaar kry vir dit hoor. Jesus waarsku jou oor vir die kinders. Baie duidelik. Daar's nie een oomblik wat jy kan misverstand hê oor daai ding. Hugo Boss, control alt delete restart papa. Jy weet nie waarvan jy praat nou nie. Kyk boerseun, moenie met daai twak nou kom nie hoor. In elk geval. Maar ek het nou oor dit gepraat en ek het dit vir julle mooi verduidelik en ek het dit vir julle mooi gesê. Dit is so eenvoudig as wat dit is. Net dit. Net dit. Dit was die groot moment. Daai oomblik was die groot moment. Toe het alles duidelik geword. Maak nie saak waar jy vandaan kom of jy van Adam af of van Genesis 1 af word. Dit maak nie saak nie. Daar het hy presies kort gesê. Waarmee sit ons in Suid-Afrika? Ons boere sit met 'n moerse probleem. My generasie, actually my ouers se generasie, was die eerste generasie wat die kerk sy fucking kloue ingehaat het, dat daai mense nie kon asemhaal. Dit is die ding. My oupas was nie kerkmense nie. Hulle was geestelike mense. En hulle voorganger. My ouers se generasie was ook die eerste geslag wat serie, duiwel het dit vir lang gebied en hulle het gegryp en die bottel se proppe weggegooi. Ek het nie een van my oupas of oumas ooit gesien drink nie. Ja, hy sal 'n tot vat. Of miskien 'n klein glasie wyn. My een ouma was nogal lief vir 'n glasie sherry voor sy gaan slaap het. My ander oupa, hy het 'n shot witblits gevat voor hy gaan slaap het, jy weet. So, maar hulle het nie gesuip nie. Ek het hulle nooit gedrink gesien nie of wat. Nou ja, toe kom 'n generasie en toe kom ons. En tot vandag het die drankie mense beet. Ek sien in my kinders se generasie meer en meer van die jonger ouens wat hulle rug draai op die drank. Ek sien dit. En dit is vir my goed om dit te kan sien. Ek het julle al vertel van daai video, van daai e-mail wat daai ouetjie vir my gestuur het, wanneer hy net my gesê, "Jesus, oom, jy het my vreeslik uitgekak vandag oor die drinkery." En hy later sê hy vir my, 6 weke wat ek glad nie drink nie. Ek het nie geweet ek het so nice vir my. So, ek sê weer vir julle, dis wat met ons gebeur. Maar die grootste skade wat ons boer tribe gelei het, was dat ons geestelik verblind en verdof is. En jy is vertel, as jy binne in die kerk daar het, as jy in die kerkpyp bly,
dan gaan jy nie die regte dam uitval. Kak storie hoor. En dit is alles gedoen, dis so beplan deur die Satan. Ek meen, dink mooi daaroor, en dink net objektief daaroor. 'n Kerk vir jou sê, jy moet 'n kerk dit vir jou sê. Lees daar die ouens wat dit aan jou verkondig, het hulle daai stuk uit hulle Bybel uitgeskeer van Sodom en Gomorra. Het hulle dit gedoen? Nou sê ek weer, ek is 'n fundamentalis. As daar iets in die fondasie vrot is, wil ek niks met daai hele gebou te doen hê nie. Niks nie, want hy's vrot in sy kor. En kom verduidelik hier in allerlei kak van verdraagsaam en die fuck that. Kyk wat het met Lot se vrou gebeur. Sy wou nog net nie, sy begin hardloop, maar toe dog sy, ek wil net so een laaste kykie gee. Pak, daar staan sy nou nog. Daai joernalis vir Putin vra, hoekom is jy so teen hierdie alfabetbende? Toe dog sy, hy gaan haar 'n lang antwoord gee. Kyk hy net so aan asof sy fucking van outer space is. En hy sê vir, lees jy nie jou Bybel nie? Nou, gisteraand, waar die bevelvoerder van die Ahmed Brigade onderhoud gehad het met 'n joernalis. En wat my van daardie onderhoud die meeste opgeval het, is die hoeveelheid kere wat hy na God verwys het. En hy het 'n groot ding gesê. Hy het gesê, ja, ons veg hier teen soldate en veg teen westerse toerusting en sulke dinge. Hy sê, maar die werklike geveg hier is ons veg teen die saad. Alles wat vrot is, word verteenwoordig deur die weste. En dis waarteen ons veg. En ons as Russiese soldate weet, as ons hierdie geveg verloor, het ons kinders nie 'n toekoms nie. Jesse my hare rys as ek dit sê. Dis hoekom ek vir julle daai boere en beere song speel hoor, in elk geval. Feit van die saak bly. Ons moet nie vir 'n sekonde vergeet. Die geveg is good versus evil. Dit is die kerngeveg. En hier in Suid-Afrika is evil loshande voor. Loshande. Want die good is baie min. Baie min. Hierdie boerseun wat nou hier sit in hierdie chat en probeer om hy probeer die donker se beeld blaas. Daai man is op 'n dwaalspoor. Is op 'n dwaling. En hierdie stukkie wat ek nou gepraat het, ek 3 keer my kon weet het. Ek is moeise jammer. Ek kan niks daaraan doen nie. Dit is uit my hande uit. Ek het alles gedoen wat ek kon doen. Ek wag nou dat die tegniese ouens na my toe terugkom. En iets wat vir my baie interessant is. Zak Kok het vir my 'n e-pos gestuur. 2 e-posse gestuur waarop ek geantwoord het. En vanaand is daai e-posse weg uit my e-pos, uit my mailbox uit. Ek weet nie hoekom nie. Ek weet nie hoe gebeur het nie. Ek het nou maar 'n ou gevra wat beter weet as ek. Hy het my kan verduidelik wat daar gebeur. Maar nou ja, ek sê net vir julle, dit is 'n geveg van good versus evil. En op hierdie stadium is die enigste president aan die westerse kant wat openlik die vlag vir God se brigade dra en nie bang is om dit te sê nie, is Vladimir. En dis baie mense wat hom probeer besmeer en ek weet nie wat ook al is nie. Hulle traai al van ek. Maar hulle moet maar aan. As dit hulle lekker laat voel, is dit fyn. Dis nie my probleem nie. Ek meen, ek sit nou hier na hierdie boerseun en kyk wat nou hierdie fucking beels hier kom sit en blaas. Hy was nie eers gebore in die tyd wat die goed gebeur het waarvan hy praat nie. Sy pa was heel waarskynlik nie eers gebore nie. Maar kom hy hier met daai storieetjies van. Maar hy sê sy gaan sien hoor, op 'n harde manier. Ja, Richard Broek, ek gaan nie eers en daai debat gaan nie. OK, sê die domeinsbedreigings ek gaan vir dit vir julle maar wys. Ek wat sê. Hy sê, Jannie, sien jy daardie oom? Hy is die een wat jou
jou mammy en papi en sussie vermoor het. Hy het sy hartjie vermoor op die laaste oomblik. Kom ons gaan sê hallo. Nee wat, ek sê vir julle boere, julle moet fucking pas op. Enige ding, of dit nou 'n besigheid is, of dit 'n boek is, of dit 'n drink is, of dit 'n ploeg is, of dit 'n fucking kanon is, enige fucking ding, wat enige simpie van daai donker ster op hom het, bly weg, moer ver weg. Ja, the merchant, hy is wat hy is, hoor. Nou gaan ek vir jou sê, ek het 36 identiteite van hom op my bloklys. Hy lag lekker, want binne minute is hy terug met 'n ander een. Ek sal hom handle. Hoe meer ontbloot hy homself in elk geval vir wat hy fucking is, so laat hy maar praat. Jy kan hom blok, dan sien jy nie sy goed nie. Moet net nie met die fokker engage nie. Moenie met hom engage nie. Maar nou ja, einde van die dag moet julle verstaan, hierdie, as dit net wil opkom, daai moment, is alles voor dit is van die tafels afgevee, man. Jesus het self gesê, daar is 2 wette. Jy moet God lief hê en jy moet jou naaste lief hê. Dis al wat hy gesê. Dis die 2 wette. Maar nee, hulle kom terug, dan ruk hulle die Torah uit en dan swaai hulle rond en sê jy dinge doen. En dan sluk julle daai Kool-Aid. Nie julle nie, sorry, mense, dan sluk mense daai Kool-Aid. Daai gedrukte. Onder daai donker ster is 40 miljoen Russe doodgemaak, met die Bolsjewieke. Dis fucking baie mense. Hoeveel het hulle doodgemaak in Europa? Almal wil vinnig skreeu, die mannetjie met die snor. Hy fucking goed het dit gedoen. Meer dood. Maar nou ja. Nou, ek gaan nou vir julle 'n ding deel, dat julle net, Bernard het tydens het hy en sy vrou besluit hulle vat hulle kinders, hulle gaan Rusland toe, want sy's Rus. En daar gaan hulle huis gebou en alles lekker geleef en so. Hy het gesukkel met werk. Nou hopelik gaan ek deur Pieter en Timur gaan hulle dalk Bernard uitgesort kry in Rusland. Toe kan hy terug Nederland toe. En hy vertel my elke dag hoe kak dit daar gaan, hoor. En 3 weke terug het hy besluit nie met sy gesin moet kom, want hy sien hulle nooit meer nie. Hulle het nou laas week daar gearriveer. Vanaand sê hy vir my, oom, ek is jammer. Ons sal maar sien hoe lyk dit as die winter verby is, dan gaan ons maar terug Rusland. Toe vertel hy my wat charge daai ouens hulle nou. Hy betaal ekwivalent, ek moet dit tog kry dat ek nie vir julle lieg nie, dat ek julle die regte waardes gee. Hy sê vir my, 'n klein blyplekkie vir hom en sy gesin, hier is ongeveer 2500 euros ek vir sy blyplek. By McDonald's, 2 Happy Meals en 2 Burger Meals, 42 euros. Werk dit vir julle fucking self uit, hoeveel 100 rond. Jy weet, Europa. Ek meen, dis waar ons voorsate vandaan kom. Europa is gone. Die Satan het Europa mooi beet gekry deur daai fucking EC. Die EU en die EC. En nou, ek meen, blankes in Europa is gereplace. Met ander woorde, Christene is gereplace. Dit gaan donders lelik gaan. Moer lelik daar gaan. Kry maar ietsie om te drink, het ek sê. Hugo Boss sê, religion is a man sitting in church thinking about fishing. Believing is a man sitting at a lake fishing and thinking about God. 100% in die kol. Ek probeer dit vir jou op die skerm sit. Daar is hy nou. Baie groot waarheid wat hy daar sê. Daar is hy Grand Peter. The budgies didn't help us free of charge. That would have been a very unbudgy thing. I personally know someone from Cape Town who did big work for them. Ja, maar daai dingetjie is verward, hoor. Hy's verward. Hy's 'n budgie sonder veer. Hy het nog donse aan. Sit in die nes en kak praat. Ja, hier sê Cecilia, my pa se ouers het elke aand 'n Sundowner gedrink, gin and tonic, net 1 drankie. My ma se ouers het niks gedrink.
Dit is soos wat dit gewees het daai. Ja, Kobus, ek weet die beeld bly wegraak. Ek herhaal maar, as ek sien, ek kry so 'n kringetjie wat hier spin by my, dan stop ek, dan herhaal ek dit wat ek gesê het. Kitty Baker sê, ek stem saam, Colleen, ons moet naby God leef. Dit is ons enigste uitweg. En jy sal 'n rustigheid in jou siel kry. Ons moet sensitief wees vir die leiding van die Heilige Gees. Luister vir die fluister. Dit is wat jy moet doen. Ja, Stefan Meiberg, ek stel dit baie kras, maar dit is wat dit is, maar nou moet jy fucking goed, kom by jou kom vertel, hy goed is die uitverkorenes en die donder weet wat alles. Kobus de Beer, jy sê dit, ek tolereer dit. Hy sê, jy's besig om ons mense weg te jaag met jou kerkgemors. Dis hulle keuse. My fuck, so ek moet stil bly as hulle 'n kak choice maak. Ek kan nie stil bly nie. Wanneer u sê, Deborah het 'n video gemaak waarin sy Wynand en Gustaf en so aan waarskynlik word afgeluister en gemonitor. My fuck, ek weet hulle doen dit met my. My just like, ek kan nie vir julle, ek gaan nie die details gee van die goed wat ek sien in die back-end van my office nie, back office en so nie. Maar ek het dit meer as een keer gesê. Meer as een keer het ek dit gesê. Ek het die opdrag gekry. Praat nou. En ek luister vir die fluister. En ek praat. Ek is net die saaier. Ek is nie daar om die saad groot te maak en te, jy weet, plante groot te maak en te oes nie. Ek is nie daai ene nie. Ek is net die saaier. En vir my, saad om op die regte plekke te val, laat ek 100% in die hande van die Heilige Gees. Hy sal sorg dat dit op die plekke val waar dit moet val. Die ore wat moet hoor, sal dit hoor. En ek sien dit mos in die statistieke, man. Jesus, hulle het my gefok en lem toe ek in die hospitaal was in September. Maar ek sien die dinge draai maar weer om. Maar nou ja, ek weet, ek ontstel mense, ek weet, maar dit pla my nie. Ek sê die goed wat ek moet sê. Nou het ek klaar gepraat oor hierdie donker ster storie saam met julle geloofsake en so. Jy moet dit vir jouself uitsort. Ek gaan jou heel laaste keer hierdie prentjie wys nou, en ek sê vir jou, daar was die oomblik van waarheid. Dit was die oomblik van waarheid. Daai oomblik. Maar nou ja, nou kom ek by 'n ding wat naby aan my hart lê. Ons boere, die landbouers. Ek sê vir julle, hier word 'n oorlog teen hulle gevoer. Hier word 'n oorlog gevoer. Hierdie perbysteek, wat hulle wil hê jy vir jou beeste moet gee, bly weg van daai fucking ding af. Bly weg van daai ding af. As jy gaan kyk oor die geskiedenis, die laaste klompie jare, dan sal jy sien, hulle het in Europa begin met hierdie verskriklike aanval op die boere wat gesaai en plant het, nie die veeboere. Hulle het die veeboere uitgelos, maar hulle het op daai saai en plantboere gefokus. En hulle probeer daai mense van hulle grond afkry. Hoekom doen hulle dit? Hulle wil probeer om die landbougrond in die hande van die koöperasies te kry. Koöperatief. Julle moet mooi luister. Want as hulle in koöperatiewe hande is, dan kan 'n fucking ding soos Larry Fink sê wat word daar gedoen, wat word daar nie gedoen nie. Okay. En hulle het weerstand gekry vir dit, maar hulle het aangegaan daarmee en hulle die mense deur middel van belastings en kak. Het hulle vir die boere onmoontlik gemaak om te survive. Die Europese boere is nou besig om te rebelleer. Ek weet nie hoe ver gaan kom nie. As jy bietjie gaan dieper kyk in Amerika, dan sê jy skrikwekkend sien hoe koöperatiewe landbougrond opkoop. So die klein boere, familieboere, kan nie meer hulle plase groter maak nie, want hulle kan nie daai grond bekostig nie. En daai klein boere veg vir hulle fucking lewe om hulle plase te behou. Hulle word opgefok met allerlei tax en rates en tariffs en fok weet dat alles. Alles word gedoen om die gronde in die hande van die koöperasies te kry. Nou, Trump het nou 'n moerse hou geslat toe hy gesê het hulle mag nie meer privaat huise koop in Amerika nie, want koöperasies bly nie in huise en die mense bly in huise. Dit was 'n goeie shot. Ek weet nou nie wanneer gaan hy die shot slaan in die fucking landbouafdeling nie. Maar hier by ons sit ons met 'n moerse fucking probleem. 'n Moerse fucking probleem. Hier is 'n geheime organisasie. Ek sê 'n geheime organisasie. Dit is nie 'n geheime organisasie. Hier is 'n groepering groot gemaak deur XXX by name van die megaboere. As jy mooi na die megaboere se setups gaan kyk, dan sal jy agterkom, daar is feitelik geen van daai megaboerderye
waar daar 'n erfgenaam is wat sal kan voortgaan op die skaal wat dit nou is. Dis nie daar. Dis baie skraars. Dis die eerste ding wat jy moet voor gaan kyk. Die tweede ding wat jy in ag moet neem is, gaan kyk na die plaasaanvalle en dan kom jy tot die fucking skokkende besef, megaboere se plase word nie aangeval nie. OK. Nou, wat is die storie? Hierdie familiegronde, baie van hierdie familieplase, is daar erfgename wat sal voortgaan met daai plase. So daai plase gaan nie in die mark kom dat die megaboere daai grond kan opkoop nie. Die megaboere is 'n front vir die koöperatiewes om hulle fucking hande op te kry. Nou as jy wil weet hoe gefok is ons as die koöperatiewe ouens daai goeders het, dan kyk jy net wat het gebeur met die koöperasies wat tradisioneel daar was om die boere te assist. Vandag 'n megaboer betaal 'n kakhuisvol minder vir sy kunsmis as daai familieboer. Want hulle kom altyd met hierdie fucking boerdery van skaalkak. Hoekom moet jy, wat 'n enkel familieboer is, hoekom moet jy meer betaal vir jou kunsmis as die megaboer langs jou? Hoekom? Wat is die rede vir dit? Maklik. Hulle druk jou in skuld in. Want as hulle nie jou plaas, as hulle jou nie van jou plaas afgemoor kan kry nie, dan gaan hulle jou opfok met skuld. Dis wat hulle gaan doen. Want die uiteindelike doel is dat al die gronde in koöperasies se name is. En hierdie megaboere is net 'n tussenfase. Want sodra 'n megaboer te sterwe kom, of hy wil uitklim uit die boerdery uit, dan verkoop hy dit die going concern vir 100, 200, 300, 400, 500 miljoen rand, en jy, geen boer kan dit koop nie. 'n Koöperasie koop dit. Jy weet, 'n maatskappy koop dit. So dis die doel, om al die goed in die hande van die maatskappye te kry, al die grond. Dis soos die werk by ons. Nou, as jy nou net wil sien, wat se fuck up hierdie maatskappye met jou kan aanvang as boer, kyk wat doen hulle met die boere nou met die vleis. Al die fucking groot voerkrale is maatskappye. Dis nie privaat ouens nie, maatskappye. Nou moet jy verstaan, daai fucking voerkraal, hulle het nie teelplase nie. Hulle kry hulle tollies by die boere. En hulle kry by megaboere, en hulle kry by familieboere. En hulle kry by opkomende swartboere. Kom hulle met hierdie kak van hierdie pestilensie onder die vee, om jou te verhoed, om jou produk betyds te kan lewer, sodat jy in die kak raak met jou skuld en dan vat jy jou plaas. So hulle doen. Ek het op my kanaal al males honderdtal vir julle gesê, pas op vir skuld, pas op vir skuld, pas op vir skuld. Nou met hierdie perdebeisteek wat hulle nou so wyd verkondig. Ou het vandag vanmiddag met my gepraat, toe sê ek my luister, die beste wat jy kan doen, by jou plaas hek, sit jy 'n bord op, waarop staan, fuck off. Jy laat niemand daarin nie. Maak nie saak van watter fucking departement of van watter organisasie, hy fucking kom nie daarin nie. En staan maar daar met jou 30 Junie oor die skouer. En sê, kom maar hierdie fucking hek en dan praat hierdie almanak met julle. So, daar is die bord, fuck off. Laat jou beeste deur die cycle gaan. Want die back and claw is al, solank as dit ons verstand het, endemies in Suid-Afrika. Die ouens, en die goed vrek nie kwaai nie. Ja, hulle lyk op 'n stadium, ek praat nou nie van melkboere, ek praat nou van vleisboere. En laat jou goed maar staan. Ek het met 2 boere gepraat. Die een ou het 800 beeste gehad wat siek geword het. Hy het hulle in 'n kamp op sy plaas gehou, het net seker gemaak dat hulle genoeg water het, en hy het maar gesorg dat hy die water terug ontsmet en skoon hou en so. En die gras is lekker groen en sag, as hulle wil vreet, maar hulle wil nie vreet met hy gefokte bekke nie. En hy het 1 bees behandel, daai bees gevrek. Toe gebeur het op sy broer se plaas. Toe sê hy vir sy broer, woe, fok, wat jy doen, maar net nie paniek nie. Hou hulle in 'n kamp, en sorg dat hulle genoeg water het. Doen nie ou dit. Want die 400 beeste het 380 siek geword. Hy het 3 behandel, en al 3 wat hy behandel het gevrek. Sê my oom, hulle begin nou regkom. Ek sien van hulle wat nou begin vreet. So, nou moet julle verstaan, wat julle as boere moet verstaan. Hierdie fucking storie is eintlik biowarfare.
Want hierdie voerkrale en hierdie vleisverspreiders maak kakhuise vol geld. Omdat jy angstig is, steel hulle jou beeste basies by jou teen 'n prys wat hulle aanbied. En jy moet dit maar vat, want die fok weet jy het niks. OK. So. Hou julle beeste vas. Sit daar jou hekkebord op wat sê fuck off en hou jou beeste vas. Want hierdie voerkrale gaan uit voorraad uitraad. Hulle gaan uit voorraad uit. Hulle het klaar 'n probleem. Hulle het hierdie byhouding te ver laat gaan. Nou kan hulle nie uitvoer nie. Nou begin hulle kak. Nou kom hierdie Johnny Kakhuisen en al sy stront en hy vertel allerlei shit en die ouens, julle weet wie is hierdie groot geeste van die georganiseerde landbou en alles is nou op die fucking keis. Maar hulle die hele tyd 'n fucking voorwaarde, perde bysteek. Sê vir hulle, fuck off. Hou vas. Hy voerkrale gaan desperaat begin raak vir voorraad hoor. Waar kry hulle tollies? Want die hele gaan nou nie vir hulle gee nie. Jy het nou al jou goed toegemaak. En jy het fuck off by jou hek opgesit. Hulle gaan die swart boere begin herres vir hulle beeste en terrorise. En op 'n stadium gaan hy swartes opstaan en sê, fuck julle, maak kennis met Goodyear en Firestone. Dis wat ons voor moet hoop. Maar vergeet dit, laat dit daar. As hulle desperaat genoeg is, jy het jou beeste deur die fucking cycle gekry en almal leef en almal is lekker vet en so. Nou fok hulle jou rond om vir jou permitte te vergee wat jy kan nou nie kan vervoer kry nie. Nou kom hy fucking vleiskoper daar by jou aan. Sê hom ja, ek het vir jou 800 tollies. Ek soek soveel vir hulle. Ja, fok jou. Jy betaal daai prys of fuck off. Gaan ek jou sê nee, okay, ons sal die prys betaal. Sê right. Bring jou lorries en kom laai hulle. Ek wil van jou permitte en kak fokol weet. Sort jy dit uit. Daar's die beeste, regte prys wat jy betaal, vat hulle. Ek wil fokol weet van hoe jy hulle vervoer. Ek wil fokol weet van jou permitte. Fokol, niks. Dat jou chommies maar vir jou die permitte organiseer. Dit is hoe julle boere die mag terug. Die mag wat by julle gesteel word. Daar's hy. Dis wat ek daaroor. Hierdie perde bysteek is 'n kak storie hoor. Bill Gates se storie. O, Jesus like. In elk geval. Ek net sien wat gaan hier in die chat dan. Dankie Gwen. Sy sê jy doen goed met die saadsaai. Die ander sal verder vir daai plantjies sorg. Tiaan Smit, dankie vir daai super chat. Hy sê, het oom gesien hoe lyk die health ambassador van Wales? Goeie fok. Dit is skokkend man. Dis net soos met daai dik fucking ding wat Kak probeer vertel het oor die pestilensie en die slangbyt. En julle sal hoor ek praat van die perde bysteek. Kan nie, een boer het net vir my gesê, hoor so, jy het nou altyd van die slangbyt gepraat, wat gaan ons met hierdie ene ding? Toe sê ek vir my, gaan die perde bysteek noem. Want is eintlik skaars dat 'n perde by 'n bees steek hoor. Donovan Grobler sê, ek wonder of Trump maak asof hy vir Netanyahu werk om sy vertroue te kry voor hy hom onder die bus ingooi. Ek het so vermoed dit begin vir my so lyk. Donovan, ek begin so idee kry hierdie vals aanval op Iran het hy die ouens ontbloot. Maar ek weet nie, ek gaan nie my geld op dit sit nie. Nee, Dion, dit is so. Daar's gewone goed wat hulle mee gebruik. Nou gaan ek 'n groot ding vir julle boere sê. En nou met julle ouens, luister vir my. Julle ouens, boere wat besigheidsgeoriënteerd is en wat toegang tot kapitaal het. Kry iemand wat 'n klein laboratorium het wat medisyne maak. Hulle kan ivermectin maak, hoor. Hulle kan ivermectin maak. Ivermectin se patent het lankal verval, dis hoekom hulle dit daai ding so beveg. Want die farmaseutiese firmas kan nie geld maak op die ding nie. Ek het al vir julle gesê, ons short boeremectin. Want, ek sê nou vir julle, ek het meer as een berig van mense gekry wat vir my sê, hoorie oom, hierdie fucking ivermectin werk nie meer soos wat dit gewerk het in die verlede nie. Nou ek weet, Gates het van die grootste ivermectin vervaardigers in laboratoriums uitgekom. Nou net daar moet al die fucking rooi ligte wat jy het aangaan. So wat julle nodig het, is 'n boeremectin laboratorium wat die regte goed maak. Julle het dit nodig. Boeremectin. 2 ouens het vir my e-mails gestuur wat gesê het, hulle sal finansiëel in so 'n ding inklim. Die derde ou het gesê, hy sal na die laboratorium kan kyk, maar hy het nou gesê, nee, wat fok, hy het nou opgehou soek. Hy sê, maar daar's te veel red tyd daar. Maar as bestaande laboratoriums, wat dit sal kan doen hoor.
Ek gaan hierdie vir julle opsit, dat julle kyk wat sê Kurt van Nieuwenhuizen hierso. Grootbare woorde wat hy daar sê hoor. Religion is ignorant men who voice their opinions about God and his rules and regulations. Spirituality does not come from religion. It's from the heart and soul and is God voicing his laws to men. Dit is die waarheid. Weet jy hoe min wil dit insien? Nou ja, in elk geval. Ja, jy's reg Stefan, die koöperasies het maatskappye geword en toe kak alles. Nou ja. Ek het vanmiddag na 'n video geluister van 'n meisie, waar sy sê, sy was by 'n tande operation in Kalifornië. Toe quote hulle haar vir 'n job om vir haar werk te doen. $430. Toe sy sê, "Jo, ek het nie so baie geld nie." Sy sê, "Wel, as dit gedoen moet word." Toe Google sy so 'n bietjie. Klim sy in sy aan haar kar. Sy ry in Mexico. Nee, sy is nie in Kalifornië, sy is in Texas. En sy ry Mexico toe. Na 'n tandheelkundige kliniek in Mexico, in Tijuana. Sy sê, sy kom maar in, sy wys vir hulle alles wat hierdie ouens moet daar wou doen. Die ou kyk het so, hy sê, die helfte van daai goed is nie nodig in elk geval. Ons gaan die vir jou doen, gaan jou $240 kos. So sê, go for it. So, oralsters word die mense Pathfinder sê, hooftaak in die megaboerding, voedselbeheer, populasiebeheer deur prysmanipulering en dan die doodskoot, gemanipuleerde saad, gesondheidbeheer van die mens en dan wel, ons almal weet wat word gesê. Ja, Leon, ek het daai blou dood en leuen in die kraal gesien hoor. Dis fucking tragic. Hugo Boss, slangbyt was vir die mense, die perdebyststeek is vir die beeste. Selle kak. Ja, Stefan, hulle die boere befok hoor. Die boere het in goeie trou met die koöperasies en goed saamgewerk. Dis tyd dat jy by jou, as jy 'n boer is, sit by jou hekkebordjie op gestaan. Fuck off. Ja, nee, ek sê vir julle regtig hoor. Ja, jy's reg hier, Hugo Boss. Daai perdebyststeek is hierdie ding wat hulle die beeste nou wil gee. Julle moet verstaan, ek moet versigtig wees, want hierdie fucking budgies is mos oralsters. Hey, Jay van die Kerk, dankie vir daai super chat. Hy sê, Soros with the GFSA and his anti-hunting NGOs in South Africa. GFSA to destroy neighborhoods. The value drops and he buys the devalued property, then gentrifies it, creating prime property. Anti-hunting NGOs to bankrupt the game farmers. Fuck hierdie NGOs. Dit is die goed, almal van hulle. Fucking bliksemse goed daai hoor. Putin het al daai goed uit fucking Rusland uitgegooi, alles. En hy het sommer vir good measure toe ryk hy 'n vir Soros, dead or alive. Baie mooi gespecify. Dead or alive. Ja, choose wisely. Lodewijk Coetzee sê, Colleen, jy hierdie voerkraaldring mooi uitgespel, die boere moet nou hulle nekke styf maak. Dis wat hulle moet doen. Sê, fok jou, dan loop hulle my hier. Want hier kom 'n probleem hoor. Ek kry die melkboere jammer. Kyk, daai melkbeeste fok en daai koeie suffer hoor. Maar nou moet jy vir jouself weer vra, hoe lank suffer? Hoe lank suffer? Ek sê vir julle, ek ken een boer wat vir my gesê het, ek spuit my beeste termycin en 2 weke later spuit ek al. Hy sê my beeste gaan by hierdie kak verby. Hulle kry dit, maar dit gaan ook weer verby. Ek het na daai professor geluister wat ek weet, sy voice geluister en hy sê, Beck & Clow is al met ons van dat daar in Suid-Afrika met beeste geboer. Want Beck & Clow is endemies aan die buffels van die Krugerwildtuin. So dit beteken jy sal dit nooit weg kan kry nie. En sê maar nou, wat hulle nou doen. En ek sê vir julle een ding fucking mooi. Enige bliksemse ding wat daai donkerster aangekoppel is, bly weg van dit af. En daai fucking DA is donkerster. 100%. En daai bliksemse ding wat in charge is by die boere nou. Sterraanbidder raai. Kyk die kak wat hy aanjaag. Hugo Boss sê, ek het nie die slangbyt gevat nie, my skape het nog nooit enige byt of spuit gehad nie en hulle mekeer fukkel. Teel aan soos hase. Nee, dit is so Hugo. Dis tyd dat ons boere net weer hulle guts terugkry en verstaan hoekom is hulle 'n boer. Wat het sy voorsate deurgegaan om hom te los waar hy nou is. Maar in elk geval sê ek net vir julle, hierdie ding is 'n fucking, dis baie warfare. Sien dit vir wat dit is, dan is jy al klaar, een stap voor. Dan weet jy mos wat fight jy. Jy weet wat jy veg jy. En dan maak jy jouself reg. En jy kry die regte fucking pille vir daai fucking. En boere,
Hierdie georganiseerde landbou, ou maat, dis nie verniet dat hulle die georganiseerde landbou genoem word nie. Dis nie jou fucking pel nie. Hulle voel vir jou wat die boer is. Jy maak dit moontlik vir hulle om te bestaan. En hulle fok jou op. As al daai groot bekke, ek noem hulle bekke, wat is die naam wat Wynand vir hulle gegee het? Hy het vir hulle 'n naam gegee. Jy like, nou kan ek nie nou 'n naam onthou. In elk geval, daai fucking goed, as hulle een man ingestap het daar by die president se kantoor en sê, luister ou Bill, nou verstaan jy met nou fucking mooi luister wat ons nou vir jou sê. Dis nou Vrydag. Jy sort hierdie kak môre uit, so en so en so. Of Maandag is al fuck all karkasse, nergens. Fuck all eiers, nergens nie. Fuck all melk, nergens nie. Het jy my gehoor? Hoor jy mooi? Try ons. Fucking try ons. Cheers. Moenie nou fucking praat nie. Jy moet net luister. Cheers. En loop hulle uit. Nee, die fucking goed gaan sit daar en volle vleg met hom en allerhande fucking plannetjies, hoeveel geld kan hulle kry? Nee, fuck dit boere. Dit is maar weer met terug. Maar ek kan onthou hoe koöperasies gewerk het. My pa was op die myne gewees. Hy was die mynkaptein op daai myn daar naby Oogies. Daar was hy was mynkaptein. Ons kon nie by die fucking koöperasiewinkel enigiets koop nie, want ons het nie 'n lidnommer gehad nie. En die ergste van alles is, die goed by die koöperasie was tot 30% goedkoper as hy selfe goed by die winkel. Wat het van daai dae geword? Nee, hulle is fucking supermarkte, ons maatskappye en so voort. Jy betaal meer daar by hulle as wat jy by Checkers betaal. Ja, Nigel Souden, you're talking about discovery. Every fucking thing, they make it too expensive for you to afford it, but they make it impossible for you to avoid it, otherwise you're deep in shit. And that's how they steal. How do they steal your house? You're a pensioner. You've paid for your fucking house. You paid 20 years religiously, you paid your bond off. Laat ek nou sommer op dit nou fucking keels kom maak. Ek betaal my verband af. Balance zero. Ek sê ek soek my akte. Fuck, die volgende slat hulle my op, hy fucking rekening, 19.500. Ek sê, wat se kak is dit hierdie? Bond cancellation fee. Sê, waar die fuck kom julle aan dit? Ek het die fucking bond betaal. Nou kom jy hier met, toe ek hom opgetrek het julle vir my gesê, ek moet soveel betaal en al die fucking goed. En julle het my gesê, oor hoeveel jaar moet ek hom afbetaal, en toe doen ek dit. Nou kom julle met julle kak, 20.000 rand fucking bond cancellation fee. Dis nou 4 jaar, ek fight nog steeds met hulle. Ek weier om my fucking fee te betaal. Wat se kak is dit hierdie? Dis daar waar 'n regering moes instep. Die minister, bel hy fucking ouens, bel hy bankbesit. Wat se kak is dit daai wat ek nou hoor? Wil julle nog 'n lisensie hê vir volgende jaar? Sorry daai shit uit. Maar nee, hy fucking goed wat daar onder in hy afgebrande parlement sit, is ons fucking vyand. Hulle is ons fucking vyand. Satan se fucking soldate. Julle weet wat die verskil tussen 'n soldaat en 'n vegter, né? Ja, jochie, ek word gesaboteer, nou fucking gee vir my 'n Starlink, betaal vir die fucking ding, laat ek wil sê net my waar om te kom gaan optel. Jy van die kerk sê, sodra die boere in Suid-Afrika terugstoot, dan kom fokkers soos hy Gries en staan daar en skree om hulle te arresteer. Op 'n tyd het ek gedink Gries is maar net 'n ongeluk, maar dit raak duidelik hy's 'n fucking agent. Jy wat vir jou sommer 'n bottel. Ja, het die twis, hulle wou dit met my fucking gedoen het. In April gee daai donder my die doodsvonnis. En die eerste oplossing, eerste fucking ding is 3 maande chemo. Op daai stadium toe leef my goeie vriend Jannie nog. Jannie sê my, Colleen, ek wil net vir jou sê, hey, dokter, ek wil net vir jou sê, daai chemo wat hy vir jou voorstel het, is R1 miljoen hoor, vir die 3 maande. Mediese fonds gaan soos 600.000 betaal. Ander 400 jy moet betaal, okay. Sê ek nee, hou verby. Dis wat hulle doen met ons. Hulle het allerhande fucking sisteme in, om ons te beroof en te besteel. Dis wat hulle fucking doen. En ons is fucking stupid genoeg om met baie van hulle games saam te speel. Baie. Hoekom? Meeste van die tyd fucking gemaksigtig. Die is mos lekkerder om maar by die supermark in te loop en fucking alles in mooi pakkies daar te vat.
as om jou fucking kar te ry net by die dorp uit te ry en by die smouse te gaan koop, of na die boeremark toe te gaan, of na 'n boer se te ry wat fucking slag vir jou skaap op sy plaas, jy moet hom net daar kom haal, hy sny hom vir jou nog fucking op ook en alles, jy is te fucking lui om so toe te ry en te gaan haal, ja, maar dis ver, maar okay, julle is te fucking stupid, 4 van julle ouens saam, pool saam, bestel julle fucking skape, 1 van julle ry en gaan haal het vir almal, nee, dis te veel fucking moeite, loop liewer soos daar by die fucking supermark en koop daar in die plastic pakkie. Boere, ek het dit al hoeveel keer, as jy kak het, eerste ding wat jy gaan doen, gaan staan voor die spieël, en kyk jy vir die maker van jou. Maar, al wat ek vir julle kan sê is, julle moet hierdie fucking back and claw ding, is 'n plan, is 'n fucking plan, om die familieboer te besteel, van sy grond, af te kry, en dat die megaboer, daai plaas, man, daai plaas gaan val, daai kus het nog nie eers gesak nie, dan is daar al klaar al georganiseer, wie gaan hy fucking plaas koop, of wie gaan hy plaas hier, deur die megaboere, maar in elk geval, glo my, moenie my glo nie my worries nie, al wat ek vir jou kan sê, is jy kan nie 'n fok meer sê, jy het nie geweet nie, jy kan dit nie sê nie, die boereman het dit vir jou gesê, jy dink oor hierdie goed, kyk ons het hom deurgeworstel, aan en af, Lodewijk Coetzee sê, julle moet kyk hoeveel wit mense werk by die Agri en die KLK en al die kaas, hulle is veronderstel om 'n boerewinkel te wees, en blankes aan sê, nee, dis nou 'n geldmaak storie, en hulle pryse is hoog bo kan die kettingwinkels, ek het dit fucking by hier ervaar in Nelspruit, man, toe ek in 94 hier gekom het ek nogal daarvan gehou, om daar na die Laveld Koöperasie te gaan. Wat het hulle self genoem? Ook het ek nou naam vergeet, hulle het nou nog stories in elk geval. Maar jy daar gekom en dit is, jy weet, dit is soos 'n tipiese koöperasie gelyk, en jy weet, maar daar het is nie rakke loop, en jy het jou goedjies gesoek en so voort. Fuck it. En toe ek weer eendag, ek was met 'n projek besig hier naby Swaziland, waar ek vir 3 maande weg was van die huis af, en toe ek terugkom ben, red die fucking môre, en ek loop en ek jur, met lyk soos 'n fucking supermark. Wat 'n fuck het hier aan? En spesifieke goed wat ek daar gekoop het, stap na die goed toe en ek sê my heerlikheid, die fucking pryse is amper dubbel. Dan raai ek om en ek loop uit, ek was nog nooit weer op hy fucking perseel nie. Toe besef ek net, daar kakkie boere nou. Nigel Souden sê, ask the bank to provide evidence wherein the original documents of deed of sale where it stipulated that on full payment of the bond a fee is due. There isn't either, they can't claim it. Moerse dankie, ek gaan dit fucking doen. Ek gaan dit doen. Nisha of Logies, kopie vir my daai boodskap van Nigel Souden en plak hom vir my daar in die admin asseblief. Ek gaan hom highlight dat julle hom kan sien. Dankie. Thank you Nigel. In elk geval. Ek was vanaand warm gewees. Maar ek moes hierdie 2 goed, moes ek oor praat. Jy moet verstaan, dis 'n spiritual war, en die Satan en sy bende, het nou 'n baie ding aan die gang teen ons boere in Suid-Afrika. Dit is die storie, want die fok weet, hier's te veel fucking goed as jy dit bymekaar tel, dan begin dit lyk soos 2 + 2 is 5. Nou, okay, Nisha sê vir my, ST Wiggle verjaar vandag, baie geluk, hoop jou dag hoor. Nou ja, ek het nou regtig loopskoon gemaak vandag, vanaand. Kans is natuurlik goed dat ek weer oordentlik uitgekak gaan word. Dat fok dit. Ek worry nie. Ek worry nie. Iemand moet die goed sê. Fok, almal is te bang om te sê. Hulle is te fucking bang, hulle verloor subscriber, verloor kanaal borgel, verloor fucking wat, ek weet nie wat nie. Al wat ek weet is hulle eie slankal verloor. Ja. Ek het hierdie grappie vir julle vertel. Die nuwe dominee op die dorp loop en hy kom by die seentjie en hy sê vir die seentjie, waar is die checkers hierso? Die seentjie bedei hom. En hy sê vir die seentjie, ek sien nie 'n dominee, ek wys mense om in die hemel te kom en die seentjie staan so terug en hy kyk hom so. Waarvan praat jy nou? Jy weet nie eens waar is checkers nie. Ja, doch ek sê ja, hoeveel van hulle is daar? Hulle fucking weet nie eens waar is checkers. Maar nou ja, ek gaan vir julle vanaand weer hierdie ene mee uitspeel. Kaptein sê dit was 'n
lekker flight vir haar. Sy het moersig geniet en sy sien, dit was baie rustig in die vliegtuig gewees. So sy hoop julle het rondgekyk en sy hoop julle het mooi geluister. Sy sien julle op 'n ander dag weer, sy weet nie wanneer nie. Maar sy was spesiaal geroep vir vanaand. En die crew, hulle is baie happy, hulle het dit moersig geniet. Hulle sê hulle gaan verseker vir hulle van die plekkers huis daar terug na die estate toe vat. Hulle hoor net altyd van die lekker kos op die vliegtuig. So, daar gaat hulle. Maar nou ja, net ek vir ons 'n som kry. Wat een gaan ek speel. Nou, ek moet hom nou eers gaan verhaal. Hy lê nie op standby nie. Hier kom hy. Kyk baie mooi na die woorde van hierdie ding. Trots te wees, Afrikaner volk, een bloed, een geskiedenis. Fees en radio, liedere van eenheid so groot, maar diep in my siel het 'n vraag begin broei. Wie is ek regtig onder al die vlae en name? Is ek deel van 'n storie wat iemand geskep het? Ek is 'n boer. Is jy uit die trek se stof, uit die vryheid se vuur, ek is 'n boer. Wie is jy? Nie ek is 'n boer, met God se hart in my bloed. Vryheid bo alles. Wie is jy? Die Kaapse elite het 'n volk uitgedink, en burgers saamgebind, vir stemme en krag, monumente gesteel, geskiedenis verdraai, die trek word migrasie, die vryheid vergeet, maar die grond roep my naam, die ou republieke, die kommando, die Bybel, die onafhanklike gees. Jou voorgeslagte retief, gieter nie pionier slawerne, kies nou jou pad, moenie meer dwaal nie, word wakker, my broer, word 'n boer vandag. Ek is 'n boer. Wie is jy? Uit die veld se vryheid, uit die hemelse lig, ek is 'n boer. Wie is jy? Geen verwarring meer, geen vals eenheid nie, ek is 'n boer met die kruis en die grond, vry en seker vir altyd. Wie is jy? Ek is 'n boer. Wie is jy? Word wakker, word boer. Word wakker, word boer. Dan sit vir jou 'n bordjie op by jou werk. Fuck off. Jy kan maar daar onder briekmerke skryf as jy wil hoor. Nigel Souden say they must produce the original document, not a photostat or a digital copy. The courts require the original, not a copy. It's a legal document.
I guarantee you they can't produce it. They don't have it. Ek fucking stem met jou saam. Kans dat hulle daai dokument het is fucking skraal, onthou ek het hom in 94 geteken hoor. Toe het ek hom nog geteken met Trustbank. Trustbank bestaan lankal nie meer nie. Waar dink julle is al die documents? Plus hulle die fucking verband was lankal al verkoop. En hulle het hulle geld gekry. Wat hulle ook nie mag doen nie. Maar nou ja. Ook is ooit. Moerse dankie daai hoor. Baie dankie vir daai superchat. Ek waardeer daai bydrae. Maar ek sal net vir julle sê, boere, tyd dat jy sê, ek is 'n boer. Fuck jou. En julle almal wat in jou straat bly. En like, julle moet mooi gaan na hierdie donkerste. Waar daai fucking ding is, moet jy wegkom. Maak nie saak watter deel van jou lewe hulle wil infekteer nie. Dis 'n fucking infeksie. Okay, Cecilia Snyman sê, they want me to pay 6,000 rand for my title deed. I didn't know it was for the deeds office. Ja, nee. Nee wat Kobus, hulle het 'n probleem. Ek sê vir julle, het daai fucking dokument lankal nie meer nie, man. Lankal nie meer nie. Hy bank is al deur hoeveel fucking plekke oorgeneem en oorgevat en gebreek in stukke en gebreek en fok. En FNB het die verbande gedeelte gekry en fuck weet nie wie die ander dele gekry en so het hulle aangefok. Plus, onthou net hierdie bliksems verkoop jou verband die dag as jy daar teken. Dan verkoop hulle daai fucking ding aan een van hierdie ander smouse wat hulle dadelik die geld gee. En dan vorder hierdie ouens die geld vir jou. Daar was 'n boer gewees wat hulle in die hof gehad het oor daai kak. En hy het weggestap, skuld alles afgeskryf. Want die judge het net gesê, julle is klaar betaal. Julle is klaar betaal. Julle het 'n kontrak met die boer gehad. En julle is klaar betaal. Die boer se verpligting spruit uit die balans op wat julle op sy rekening het. Maak julle vir julleself 'n ander skelmfokke rekening op waarop julle die krediet kry en wys dit nie op sy rekening nie. Julle is klaar betaal. En daai ouens wat met vorder is in Singapore, laat hulle kom vorder. Hulle het nie 'n vorderingsreg teen hier. Ek weet nie of hoe gaan hulle 'n vorderingsreg teen hierdie boer kry nie, want hy het nêrens 'n ooreenkoms met hulle geteken. Hy het 'n ooreenkoms met julle geteken. Julle kan nie daai ooreenkoms transfer nie. Ja, nee, hulle befok ons om elke hoek en draai hoor. Wenkaram sê ek moet weer daai lied speel. Okay man, ek sal hom weer speel. Ek dink dit is 'n beautiful song. Sit daai bordjie by jou hek op. Fuck off. trots te wees, Afrikaner volk, een bloed, een geskiedenis. Fees en radio, liedere van eenheid so groot, maar diep in my siel het 'n vraag begin broei. Wie is ek regtig onder al die vlae en name? Is ek deel van 'n storie wat iemand geskep het? Is ek deel van 'n storie wat iemand geskep het? Ek is 'n boer. Wie is jy? Uit die trek se stof, uit die vryheid se vuur. Ek is 'n boer. Wie is jy? Nie 'n naam wat hulle gegee het, nie 'n masker vir mag. Ek is 'n boer, met God se eed in my bloed. Met God se eed in my vryheid bo alles. Wie is jy? Die Kaapse elite het 'n Kaapse elite het 'n volk uitgedink. Boer en burger saamgebind, vir stemme en krag, monumente gesteel, geskiedenis
wees jy geen verwarring meer, geen vals eenheid nie. Ek is 'n boer met die kruis en die grond, vry en seker vir altyd. Wie is jy? Ek is 'n boer. Wie is jy? Word wakker, word boer. Ek is 'n boer. Wie is jy? Word wakker, word boer. Word wakker, word boer. Sê vir julle, sal hy bord by jou hek op, fok off. En niemand kom daarin sonder jou persoonlike toestemming. That's it. Jy wil nie sy tickets en sy fucking license en sy fucking permit en sy kaksie nie. Jy sê net van regheid, jy dra daai fucking virus, ek soek jou nie op my grond nie. Laat jy skuif. Ja, luister wat sê Nigel. The law is spiritual, no longer written in stone, but in the hearts of those chosen of God. There, I said it. Jy is 100% reg. Nou ja, ek sê vir julle dankie. Dankie vir julle ondersteuning. Onthou, sonder julle is hierdie 'n kanaal nie. That's how easy it is. Straightforward, no shit. Sonder julle is daar nie 'n kanaal nie. En ja, ek moet regtig vir julle sê, op die einde van die dag, baie kere, as die kakkie fan slaan, dan staan maar eerste voor die spieël. Kyk, maar ek is seker, daai fokker wat vir jou terugkyk daar, gemaak. Wat veroorsaak het dat jy nou in die kak is, hoor. Nie gaan fout soek by ander mense nie. En dan, hierdie ding van wat Watermeyer sê, laat ons onthou, maar laat ons nie haat. Want julle moet verstaan, haat is 'n verterende ding. Dit is amper net so gevaarlik soos daai fucking vrees. Ja. Maar jy sê nou, Leon Raim sê, daar's weer 'n nuwe skem van die SABC. Mense wat al jou besonderhede soek. Ek lag so vir hierdie jongste laat vir my, is eintlik 'n stout gat op, maar jy weet. Ek call skryf en hierdie nommer sal wat hy nie weet wat is dit nie. Dan het hy so 'n naam en sê hy, kom ek gaan nou maar sê, XYZ. XYZ. Mortuary. You kill them, we chill them. How can I help you? You kill them, we chill them. How can I help you? Fuck. Maar nee, ja. Op die einde van die dag, kyk in, kyk op, kyk rond. Pas op vir hy fucking donker ster in al sy variante. Boerieman, uit.